'n paar jaar gelede was ons as 'n gesin by die Kango-grotte. Dis daardie wonderlike plek in Oudtshoorn waar jy amper soos 'n kind weer kan klim en kan klouter. Tussen klein spasies kan ingaan, maar ek dink is vir baie mense ook 'n nagmerrie. As jy daar ingaan en jy sien partykeer hoe klein is van daardie tonneltjies wat jy moet deurgaan. Nou ek moet sê ek het maar net so na van hulle gekyk en gedink, ja, dit is beter dat ek maar nie probeer nie. Een van die dinge wat vir my baie interessant was as jy daar ingaan in die Kango-grotte en jy gaan af na die eerste groot saal toe. Ek kan nou nie meer die saal se naam onthou nie. Dink is die Van Zyl saal. Maar as jy daar in die saal is, dan word op 'n stadium al die ligte afgeskakel. En jy moet onthou, jy's daar diep in die skoot van die aarde. Jy's diep onder die grond in. En terwyl jy daar in daardie grot is, en jy is in die absolute donkerte gehul, dan besef jy wat dit beteken as daar nie lig is nie. Maar dis nie waar hierdie verhaaltjie bly nie, waar hierdie storieetjie bly nie. Wat vir my wonderlik is op 'n stadium dan wys die gids vir jou, daar in die verte is 'n liggie. En as jy so kyk, dan sien jy, ja, dit is wel 'n liggie. En daardie liggie brand, al is dit hoe flou. Maar wanneer jy so na die liggie kyk, dan sê hy vir jou, dit is 'n kersliggie. En dit vereenselwig die persoon wat die dag die eerste keer daar in die Kango-grotte ingekom het. Maar net met sy kersie. En ons kan nou vir onsself indink hoe dit moes wees vir daardie persoon wat daar ingestap het. En met 'n klein kersie probeer het om die grootsheid van hierdie Kango-grotte te kon verken. Maar een ding is verseker, en dit is wat my boodskap vanoggend vir jou is, dat die grootste donkerte kan nie lig wegsteek nie. Die grootste donkerte kan nie die lig uit die wêreld verwyder nie. Iemand sê een keer, donkerte is eintlik maar net 'n gebrek aan lig. En dis so waar. Maar ek onthou spesifiek hoe ek daar gedink het, terwyl ek daar gestaan het en hierdie klein liggie daar in die verte gesien flikker het. Dat dit baie keer ook maar is hoe ons as Christene moet optree. Want ja, dit is 'n moeilike wêreld waarin ons leef. Die wêreld is besig om al hoe benouder te word. Die wêreld is besig om al hoe meer behep te raak met die verkeerde dinge. Jesus was nie verkeerd toe hy gesê het dat daar selfs in die eindtyd sal daar 'n absolute wegval van die reg en verkeerd wees nie. Die persepsie van reg en verkeerd wees nie. Mense gaan doen wat hulle wil. Hulle sal hulle oorgee aan die verkeerde dinge. Dit laat my onwillekeurig dink aan wie is ons. Die lig wat ons skyn as Christene. Die lig wat ons in die wêreld moet wees. Is ons ook maar net, en ek moet sê dis my hartseer om te sien hoe baie mense besig is om terug te staan en in te gee tot die wêreld. Is ons ook maar net in daardie proses besig waar ons ook maar net weer ingegee het. Wat ons ook maar net sê ons wil maar soos die wêreld wees, want ons wil nie mense afronteer nie. Maar op die einde van die dag is dit nie waaroor dit gaan nie. Op die einde van die dag gaan dit oor baie meer as dit. Jy sien, Jesus sê vir ons in Johannes 8, hy sê dat wanneer die lig brand, hy is die lig vir hierdie wêreld. Hy sê net so moet julle ook die lig wees. Soos wat hy die lig in hierdie donker, onsekere wêreld was, toe hy na hierdie aarde toe gekom het, om homself te gee, so het hy die lig gebring, die lig van God die Vader. En so is dit ook in ons lewens. Wanneer jy ook vandag tussen 'n stikkende klomp mense rondloop, in 'n stikkende wêreld, 'n wêreld waar daar nie meer hoop is nie. Wat maak jy? Praat jy saam en vertel jy maar vir mense, ja, dit is so, die wêreld is maar 'n gemors, of sê jy vir mense, ja, dit is maar so, alles is maar verkeerd, en spreek jy nie lewe nie, spreek jy dood? Is dit wat jy ook op hierdie stadium doen? Of is jy die lig in ander mense se lewens, soos wat die son nou op my val? Jy moet die lig wees, jy moet daardie boodskap van verlossing wat in jou hart is kan dra. Jy moet daarin wat in jouself is, daardie absolute wete dat Jesus Christus na jou toe gekom het, hy het vir jou ook gered, vir jou en vir my. En omdat hy dit gedoen het, is jy veronderstel om daardie selfde boodskap van die reddende genade van Jesus Christus in ander se lewens te wees. Mag dit so wees in jou lewe ook.